Ons ook vanaand verslaap. Miskien is ons ook vanaand platgeslaan in hierdie lewe. Miskien is ons vanaand ook, Here, dat ons amper voel, maar U het ons versaak, U het ons gelos alleen hier, en ons verstaan nie wat U gedoen het toe U opgevaar het na die hemel, en toe U aan die regterkant van die troon van die Vader gaan staan het, en waar U heers en regeer as ewige, almagtige koning. Dankie daarvoor, dankie dat U hierdie pad vir ons oopgemaak het, en dankie, Here, dat ons nou U naam kan loof, U naam kan verheerlik, U kan aanbid, en kan weet. U is daar, U wag vir ons, U berei vir ons plek, maar U is ook hier deur U Gees, in ons harte, oral, saam met al U kinders oor die hele wêreld. Ons eer U daarvoor in Jesus Christus se naam. Amen. Ons gaan 'n lied saam sing, in die hemel is die Heer. Kom ons staan en sing ons dit sommer net lekker saam. Saam met die liggaam wat verander het die geheue ons ook verander. So ek weet nou wat ek wil aan die einde sê, maar ek weet ook ek gaan dit vergeet. So ek sien al die ingevoerde mense wat hierso is, van oorsee en ook van die Kaap af. So dit is sommer net lekker om julle te sien, en ons is so dankbaar sommer net vir julle hier wees, en mag die Here julle sommer net ongelooflik seën met 'n heerlike kuier by die huis en ma se kos en
sommer net lekker saam lees. Hier in die Laagveld en in Huisieweer, in die Kieperson, né? Goed, ons gaan saam lees Efesiërs 1 vanaf vers 17 eintlik tot so by vers 20 toe. Baie mooi gedeelte waar Paulus bid vir die gemeente in Efese en dan begin hy en hy sê, wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Ek lees aan die einde van een van die evangelieskrywers en in Handelinge, waar daar ons nou oor die hemelvaart gepraat word, hoe die disippels, toe Jesus opgevaar het na die hemel, hoe die disippels met verslae oë staan en kyk het. En hoe hulle niks vir mekaar kon sê nie, want Jesus het dit mos vir hulle gesê. Hulle het presies geweet hoe dit gaan gebeur, wat gaan gebeur, wanneer dit gaan gebeur. En terwyl dit gebeur, staan hulle en hulle kan nie glo wat gebeur nie. En dan sê 'n engel vir hulle, waarom staan julle so verslae en kyk? Hierdie Jesus wat opgevaar het, sal weer terugkom. Gaan nou en gaan vertel. Toe Jesus opgevaar het, het hy gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in die hele Judea, Samaria, uithoeke van die aarde. Leer die mense, onderrig hulle, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Leer hulle om alles te onderhou. Gaan en vertel. Die engel sê vir hierdie verslae mense wat net staan en dink, wat het gebeur? Sy moenie so staan nie, hy gaan weer terugkom. In die tussentyd, sy hemelvaart en sy wederkoms, julle moet gaan vertel. Ek sien in my geestesoog hoe Jesus by die hemel uitkom en hoe die engele vreeslik bly is om hom nou weer te sien en vra vir hom, uitvind oor hierdie sending aarde toe en nou weer terug 33 jaar later en dan sê hulle vir hom, so was die taak suksesvol gewees. En hy sê nee. Hy sê, vra hulle seker nou vir hom, maar hierdie mense toe voor jou gebuig en jou aanbid. En dan sê hy nee. En dat hulle eintlik meer veel vrae oor en hulle sê hulle, maar jy het almal toe tot bekering gekom. En dan daaroor het jy teruggekom en dan sê hy nee. En dan vra hulle, maar wat is jou plan B? Dan sê hulle nee, daar is nie 'n plan B nie. 'n paar van my disippels was daar, of van my disippels was daar, en 'n paar ander, en hulle het ek agtergelaat. 2000 jaar verder, het hulle werk gedoen? Ja, hulle het hulle werk gedoen. Daarom sit ons vanaand hier. Daarom is ons hier, daarom is ons gelowiges. Want hulle het toe krag ontvang, toe die Heilige Gees oor hulle gekom het. Ek kan my net indink,
toe die duisende tot geloof gekom het, toe Petrus hulle aanspreek en Petrus begin vertel en sê, maar dis wat gebeur het. Hierdie mense is nie dronk nie, hierdie mense is met die Heilige Gees vervul, hierdie mense is besig met die evangelie, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Ek kan dink hoe die engele in die hemel vra, wat op aarde gebeur op die aarde? Wat is besig om aan te gaan op die aarde? Die Heilige Gees van God en God se kinders. Die Heilige Gees wat oopbreek. Die Heilige Gees wat vernuwe. Die Heilige Gees wat versoen. Die Heilige Gees wat kettinge, bindinge breek. Die Heilige Gees wat verlorenes na Jesus toe bring. Vrede, versoening, ewige lewe. Vandag, Hemelvaart, waar ons die feit herdenk dat Jesus opgevaar het hemel toe. 'n Feesdag oor sy troonbestuiging. 'n Feesdag dat hy aan die regterkant van die troon van God die Vader staan. Iets wat ons elke Sondag bely, wat ons elke Sondag sê, ons glo dit. My vraag vanaand is, glo jy dit? Glo ons gemeente dit? Die implikasie, ek wil eintlik eers terugkom na die troonbestuiging toe. Net nou die dag het ons gesit en kyk hoe Prins Charles, wat nou Koning Charles is, hoe hy die troon bestuig het. Hoe hy oor Engeland, die koning van Engeland, wat heers, wat regeer oor Engeland. Ons groot koning regeer vanuit die hemel, nie net oor die kerk nie, maar oor die heelal, die ganse skepping, hoog bo elke vorm van gesag, wat daar ook mag wees, sê Paulus. Baie groter as Donald Trump se FSA en heel wat groter, baie groter as ons eie Cyril Ramaphosa. Jesus Christus is koning, hy regeer. Wat gebeur by Hemelvaart? Seun van God wat aarde toe gekom het, wat teruggaan hemel toe. Seun van God anders as toe hy aarde toe gekom het. Hy het mos soos wat die woord Johannes 1 staan daar, die woord wat van die begin af daar was, by God, self ook God. Hierdie woord het mens geword en hierdie mens geworde woord, die Seun van God, wat 'n menslike natuur bygekry het, is nou hemel toe, is in die hemel. Mens keer terug hemel toe. Een van ons oudste broer, sou ons kon sê, is in die hemel. En sê, weet jy gaan eendag ook hier uitkom. Ek het die pad hemel toe oopgemaak. Hoop wat wag, so word gebid, so bid Paulus in Efesiërs en hy sê, die hoop dat ons in die hemel kan wees, en die rykdom van hierdie erfenis, hierdie hoop wat seker is, dis wat die Hemelvaart vir ons kom sê, hierdie hoop staan vas, maar ook die rykdom van hierdie erfenis. Daar word vertel, 'n man wat so graag vir jare lank op hierdie Europese toer wou gaan. Al sy geld gespaar, jare gespaar, tot hy genoeg geld gehad het. Een van sy vereistes was, dit moes per skip gebeur. En dan besef hy het die kaartjie betaal, maar hy het nie genoeg geld om nog vir al die maaltye ook te betaal nie. Maar hy is lief vir kaas. En dan besluit hy, maar kom hy koop kaas vir die rit
wat hulle dan, of die aantal dae wat hulle op see gaan wees. Elke slag, as die klok lui, dat die mense moet kom en kom eet, dan gaan hy na sy kajuit toe, haal sy kaas uit, eet die kaas. Later van tyd het hierdie kaas al slegter begin smaak, hoe lekkerder die reuke uit die eetsaal uitkom, en hy kon dit nie meer hou nie. Die laaste aand, hy sien al Rotterdam se ligte, besluit hy, maar hy gaan na een van die kelners toe gaan, en net sê, kan ek nie asseblief een ete, net een ete, in die eetsaal eet nie. Ek sal enigiets doen. Ek sal was, ek sal skoonmaak, ek sal enigiets doen. Kan ek nie een ete asseblief net saam in die eetsaal wees nie. En dan sê hierdie kelner, meneer, die etes is ingesluit in jou kaartjie. Weet jy wat? Baie keer weet ons nie dat die etes in ons kaartjie ingesluit is nie. En eet ons kaas van die môre tot die aand. En ons word swakker. En ons word moedeloos. Want ons het nie meer 'n hoop en ons weet nie meer hoe groot hierdie erfenis is nie. Paulus sê daar's 'n tweede ding wat gebeur. Hy sê, mag God jou oë oopmaak. Mag hy jou geestesoog oopmaak. Dat jy kan sien en dat jy hom kan ken en dat jy kan weet hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Hy sê dis dieselfde krag waarmee hy Jesus uit die dood uit opgewek het. En hy sê dis ook dieselfde krag waarmee hy hom in die hemel in opgeneem het, en waarmee hy dan sit aan die regterhand van die troon van God. Ongelooflike krag. Paulus sê, mag jou oë oopgaan en mag jy bewus wees in die tussentyd, tussen die hemelvaart en die wederkoms, mag jy weet hoe jou hoop is. En hoe groot daai erfenis is. En mag jy weet watter krag by jou is. Dis dieselfde krag waarmee Jesus uit die dood uit opgewek is en waarmee hy hemel toe gegaan het. In al God se kinders. Fantastiese krag. Ongelooflike krag. Oorwinnende lewe wat vir God se kinders voorlê. Met die krag, daarom sê Paulus, ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my die krag gee. Ons hoef nie om te val. Elke slag is die Satan teen ons tik en ons stamp nie. Ons kan voortstrompel en storm teen die listige aanslag van die Satan. Want ons weet, Jesus leef, hy is koning, hy regeer, hy is aan die regterhand van die Vader. En hy sê, ek kom weer, maar ek gee my gees vir jou. Hemelvaart, help ons om te verstaan wie ons is, wat besig is om met ons te gebeur, en waarheen ons op pad is. As jy nie weet van die heerlike erfenis nie, wat vir jou wag nie, as jy sonder hoop lewe, dan kan jy moedeloos raak. As jy mos nie weet, wat is dit wat God in jou hand sit nie. Toe Jesus opgevaar het hemel toe, het hy ons bemagtig met iets, hy het ons agtergelaat met iets. Hy het vir ons gesê, daar's hoop, daar's 'n erfenis, daar's 'n rykdom wat vir jou wag. Maar ek gee vir jou ook krag, en ek is by jou, en ek help jou, en ek ondersteun jou. As jy dit nie weet nie, en as jy sonder hierdie hoop lewe, kan ons moedeloos wees, moedeloos raak, kan ons plat gestamp word, kan ons plat gevee word.
En as jy nie weet dat God vir jou wonderbaarlike, bonatuurlike krag gee, dan is die kanse goed, dat jy as 'n sukkelaar wurg aan die kaas, wat jy elke dag eet. Hemelvaart sê, Jesus is koning. Hemelvaart sê, Jesus regeer. En hy kom weer. Hemelvaart herinner ons en sê vir ons, hy het sy gees gestuur, om in ons te woon en om in ons te werk. Ons met hoop en krag te vul, sodat ons oorwinnend kan leef, totdat Jesus weer kom. Ek wil weer lees, waarmee ek begin het. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy gees aan julle wysheid sal gee, en so aan julle openbaar, dat julle hom werklik sal ken. Ek bid, dat hy julle geestesoog so sal verhelder, dat julle kan weet wat hoop sy roeping inhou, en wat rykdom daar is, in die heerlike erfenis, wat hy vir gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag, hoog bo elke gesag. Hierdie is ons sinne. Hierdie is wat God vir ons gee. Hierdie is waarmee God ons bemagtig. En dan sou ons kon sê, vers 22, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Aan hom al die eer en die lof tot in ewigheid. Amen. Hemelse Vader, terwyl elkeen van ons hier sit, en miskien net weer vir onsself vra, glo ons dit? Glo ons dat daar vir ons hoop is in die ewigheid? En glo ons dat daar 'n erfenis is wat vir ons wag? En glo ons dat U gegaan het om plek te berei? En glo ons dat U aan die regterkant van die troon van die Vader staan en dat U heers en regeer, nie net in die kerk nie, maar oor die heelal? Glo ons dat U vir ons krag gee, dieselfde krag waarmee U Jesus uit die dood uit opgewek het? Glo ons dat dieselfde krag waarmee Jesus opgevaar het na die hemel, is in sy kinders? Glo ons dat U sê, en julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my disippels wees. Here, vanaand kom vra ons opnuut, laat U Gees dit in ons waar maak. Maak ons geestesoog oop. Here, want ons vergeet hierdie goed, ons sien dit nie meer nie. Ons is nie meer opgewonde daaroor nie. Ons weet nie meer dis die waarheid nie. En ons leef as sukkelaars. En ons wurg aan die kaas wat ons hier eet, terwyl U 'n maaltyd vir ons voorsit uit U woord
en in U betrokkenheid in ons lewens. Dankie dat U opgevaar het. Dankie dat U plek gaan berei het. Dankie vir die hoop wat vas is. Dankie vir die erfenis wat goddelik is. Dankie vir die krag. Totdat U kom, help ons dat ons sal uitgaan en disippels maak. Totdat U ons kom haal met die krag wat U vir ons gee. Seën ons daartoe in Jesus se naam. Amen. Daar's 'n lied. Daar's die lied. Daar's 'n lied, ek wou dit nou vertel het, maar daar's die lied nou. So nou het julle dit, as hy weer kom. En dis 'n lied wat ons bly maak. Dis 'n blydskapslied, dis 'n dankbaarheidslied. Dis 'n lied wat ons sing in vreugde en in oorwinning, waarna ons sê, Here Jesus, kom gou, soos wat in Openbaring staan. Kom ons sing lekker saam, kom ons staan. As hy weer kom, kom haal hy sy kinders, as sy kinders wat in hom glo, by hom te wees. Ons wag op die Here, en sing tot sy eer, en hy kom weer verseker, om ons te kom haal. By die Vader, maak hy vir ons woonplek, sodat almal wat in hom glo, by hom kan wees. Ons wag op die Here, en sing tot sy eer, en hy kom weer verseker, om ons te kom haal. Hy's die weg en hy's die waarheid, die lewe vir elkeen, sodat almal wat in hom glo, vir ewig sal leef. Ons wag op die Here, en sing tot sy eer, en hy kom weer verseker, om ons te kom haal. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met sy Heilige Gees is met elkeen van ons. Amen. Amen.